Welkom by Boekwurm. Elke storie het 'n stem. Sit terug en geniet die verhaal. Die Inkduiweltjie en Sauvignon Blanc, geskryf deur Annelies Swanepoel. Hulle staan bekend as die musketiers van die dorp. 3 uiteenlopende persoonlikhede, maar as hulle bymekaar kom, word daar gekuier rondom 'n bottel Sauvignon Blanc en die rustigheid van die Swartberge in die agtergrond. Vandag kom hulle by Bet se huis bymekaar. Die bottel reeds oopgemaak, toe Dot deur die huis val. "Ek hoor jy gaan ouma word, Bets. Baie geluk." Bets verwens vir Kali vat alles so op sosiale media plaas. "Baie geluk, Bets," sê Letty. Sy is gewoonlik die stil een van die 3. "Hoe voel jy daaroor?" Sy kyk na haar hande wat die glas vashou. Spatsels verf nog sigbaar van vanoggend se kunsklas. Sy aarzel 'n oomblik. "Om eerlik te wees, ek weet nie." Sy neem 'n sluk van haar wyn en vervolg. "Ek het planne gehad. Die kunstefees is om die draai en daar is 'n bundel waaraan ek werk." Sy aarzel 'n oomblik. "Maar nou? Julle weet wat dit beteken. Die vreugde van ouma wees word misbruik. Deesdae is ons baba-oppassers vir ouers wat werk." Letty sit haar glas neer en haar mollige lyfie gee vir Bets 'n stywe drukkie. Sy verstaan so goed. Soms smag sy ook na 'n tydjie vir haarself om die laaste deel van haar drome uit te leef. "Ag kom nou, julle 2, sê Dot. "Klein kinders is 'n seën." "Ek weet, Dot," sê Bets met 'n effense glimlag. "Maar wie is lus vir babadoeke op 60? Sy skink haar glas vol. "Julle weet hoe het dit met Carly gegaan." Dot wil haar in die rede val, maar Bets maak haar stil. "Ek is dankbaar vir die 3 wat ek het, maar regtig? Nog een? Nee. Plaas, die Here seën my met 'n man." Letty bars uit van die lag. "'n Man, Bets? Wat wil jy op 60 met 'n man maak?" Daar is 'n vonkel in haar oë. "Die laaste een wat vir jou oë geknip het laas maand 'n heupvervanging gehad." Bets lag skaam. "Ag, ou Koos is dierbaar. Ek het laasweek blomme gekry. Hy was so dankbaar vir elke hospitaalbesoek." "Ook maar goed," mompel Dot. "Hy is na sy kinders toe. Anders het hy jou drempel deurgetrak." Sy loer oor haar bril na die ander 2. "Mans van ons ouderdom is almal oor die muur." "Wie het gesê ek soek na 'n ou man?" sê Bets, haar wenkbroue lig. Letty giggel agter haar hand. "Die jong knapies is mos baie lief vir ouer, meer ervare dames. Bets het flair. Ek is seker sy sal gou geholpe raak." "Nou wag 'n bietjie." Dot kyk die 2 geskok aan. "Wat is dit met hulle vandag? Julle is skoon stuitig." Bets kyk haar reguit aan. "Ag kom nou, Dot. Jy moet ook alleen voel. Ek meen jy is al jare geskei." "Nee. Daar is te veel wat my besig hou. Julle weet ek is betrokke by die jeug van ons kerk. Daar moet 'n voorbeeld gestel word." Sy voel 'n angstigheid wat haar besit neem. Oor haar huwelik word daar min gepraat. As hulle maar net weet, dink sy bitter. Bets merk nie die verandering in Dot se houding nie. "Dot, wil jy nie weer begeerlik voel nie?" Dot voel sy het genoeg van hierdie gesprek gehad. Sy staan op, vat die laaste slukkie van haar wyn. "Nee kyk, ek gaan nou maar loop. Julle 2 is op julle eie vandag." Dot draai om, en of sy vergeet van Bets se kleurvolle inspirasieklip teen die akkerboom, of net diep in gedagtes was, sal niemand weet nie. Die volgende oomblik slaan Dot neer met rok en bene in die lug. Daar heers 'n oomblik van stilte.
Letty sit stokstyf op haar stoel. Toe kyk Bet stadig vir haar en sê droog: "Het jy gesien wat ek gesien het?" Letty knik, haar oë groot. Toe bars die twee uit van die lag. Pruit se dot met 'n inkduiweltjie so 10 centimeter onder haar linker bout. Baie dankie dat jy geluister het hier by Boekwurm. Onthou om asseblief die hou van knoppie te druk en in te teken op ons kanaal vir nog verhale vol avontuur, liefde en misterie. Deel jou gedagtes in die kommentare, ons hoor graag van jou. Tot die volgende storie, mooi loop.